Man in die rolstoel, episode 2. Dit is nou eers 4 uur Saterdag, maar Carmen kook reeds die papwater. Pap moet goed gaar wees. Wanneer dit borrel, gooi sy sout en mieliemeel by dit in die pot. Daarna stel sy die stoof se plaat op sy laagste, sodat dit lank en tydsaam kan prut. Wanneer haar broer Werner en sy vrou kom rugby kyk en braai, moet haar pap wees. Pap met 'n lekker sheba. Hulle bring die teebene, wors en hout vir die vuur van hulle plaas anderkant Bronkhorstspruit af en sy sorg vir bykosse en slaaie. Terwyl Carmen die eie en tomaties sny vir die sous, wonder sy weer oor Rion. Rousseau. Het hy regtig ander planne vir vanaand, of was sy heeltemal te voorwaarts na sy sin? Al is hy in 'n rolstoel, beteken dit nie dat hy sy manlikheid en ego ergens langs die pad verloor het nie. Maar as dit nie vir die rolstoel onder sy sitvlak was nie, sou sy dit nie eens oorweeg het om haarself aan hom te gaan voorstel nie, laat staan nog om oornooi om te kom rugby kyk. Nie omdat hy onaansienlik is nie, maar juis omdat hy so aantreklik is. Gewoonlik sal sy in elk geval eerder sterf, voordat sy eerste 'n uitnodiging sal rig. Sy het nog altyd 'n sagte plek gehad vir kinders en mense met uitdagings, nie dat sielkunde haar hoofvak op universiteit was. Trauma, berading is die rigting wat sy aanvanklik gekies het om in te werk. Prof Malan het altyd gesê, mense swat sielkunde om hulle self te probeer help om te cope met hulle eie issues. Soms werk dit, maar ander kere raak die studente net meer confused. Hy het gelag, dit was veronderstel om 'n grap te wees. Die studente het nie vreeslik lekker saamgelag nie, want Prof Malan was eintlik reg. Hulle was 'n deurmekaar spul met vreeslike persoonlike dramas en dinge waaruit hulle nie kon sin maak nie. Dit het Carmen agtergekom tussen die spul van hulle wat gereeld by die kafeteria onder die bome gesit en wag het op hulle volgende klas. Een na die ander het hulle oopgemaak en die klein drama's van elkeen se eie lewe uitgeblaker. Sy was die enigste een wat 'n wonderlike kinderlewe gehad het en relatief min pyn beleef het as kind. Sy was geskok om agter te kom dat party van haar vriendinne glo dat meer as die helfte van alle mans verkragters, pedofiele en vroueslaners is. Haar pa en broers en neefs en al die vriende wat sy op skool gemaak het, was sulke wonderlike manne en mense. Carmen se eerste pos nadat sy graad gevang het, was in die SAPD as traumaberader. Daarna het sy begin spesialiseer as profielmaker in die speurdiens. Dit is waar sy 'n gewese man ontmoet het, 'n polisieman, 'n huwelik wat 4 jaar gehou het. Hulle is as vriende uitmekaar. Was dit al die negatiewe dinge wat sy elke dag moes aanhoor en gesien het wat haar verander het? Want dit was sy, dit was nie hy nie. Sy het verander. Sy het begin wonder, nie net oor elke man nie, maar oor elke mens. Daar is nie net verkragters en pedofiele in almal nie, in elkeen skuil daar dalk. Net dalk 'n reeks moordenaar ook. Alright, dit was seker nie heeltemal so erg nie. En nou, byna 20 jaar later, voel sy darm ook nie meer so sterk oor daardie aspek nie. Miskien was sy net nie heeltemal sterk genoeg en opgewasse om met die slagoffers van harde misdaad te werk nie, en dan ook met die misdadiger self. Eers toe sy daar weg is en met meer normale mense begin werk het sy weer in die goedheid van mense geglo, want daar is in elkeen iets baie goed en spesiaal. En net toe sy die goedheid in elkeen begin raak sien, toe slaan die lewe haar byna 6 voet onder die grond in en sy word self 'n slagoffer. Sy het nie geweet hoe om dit te hanteer in die stadium toe sy self in die tande van die meel beland het nie. Iemand wat sy na vertroue geneem het, het gesê, gaan vir berading. Vergeet dit, sy is die berader, sy ken tog elke truc in die boek. En sy weet dat dit net tricks is, pep talk, niks wat ander mense kan doen en sê, kon dit wat met haar gebeur het,
weer beter maak nie. Sy moes maar self daardeur worstel, al het sy gevoel, haar vlerke is geknip, haar vreugde was permanent gesteel, sy was gebroken en stikkend. Selfs na haar desperate poging om eie stukke by mekaar te vee, was dit wat agtergebly het in haar eie oë net 'n halwe mens. Halwe mense funksioneer nie in verhoudings nie. Daarom kon sy nooit weer 'n maat in haar lewe aanvaar nie. Sy kon ook nooit weer 'n bed met 'n man deel nie, en niemand moes haar eens probeer dwing om daaroor te praat nie. Sy kon nie, en sy kan nou nog nie. Wat haar voor op die wa uitgesprokenheid met Rion Rousseau vandag dus aanbetref, blameer dit op sy wiele, sy gestremdheid wat hom kwesbaar gemaak het. Sy kyk gewoonlik nie eens in mans se rigting nie, maar sy sien kwesbaarheid raak in mense se gesigte, en sy wil hulle help, die mense wat deur die lewe geknou is. Dit is nie asof die feit dat hy nie sy bene kan gebruik van hom 'n halwe mens maak nie. Inteendeel, en die feit dat hy sy lot met 'n glimlag, of so lyk dit vir haar, en soveel blymoedigheid aanvaar, maak dat sy nogal 'n sagte plek in haar hart vir hom kan kry. Carmen hou hom al dop van dat hy skuins oor Kartaar ingetrek het. Net soos wat sy tant Lelani dopgehou het. Hoeveel keer het sy in die nag die sitkamer se gordyne op skreefies oopgetrek en die straat gefynkam wanneer die honde begin blaf nie. Veral met ingehoue asem geluister as oom Harties se hondjie Snippers van die skakelhuisie langs haar in die aande begin blaf het. Snippers, die Jack Russell, is 'n opperste huishondjie wat by sy pa in die bed slaap. Hy blaf nie eens as oom Harties hom uitvat om sy draaie te loop nie. Dus, as hy blaf, kan sy maar weet dat mense rondsluip of hulle spring oor mure ergens, al is dit 3 blokke verder. Dit is op sulke tye dat Carmen haar pepersprei vat en doodstil in die kombuis vir hulle gaan staan en wag het. Hulle sal kom. Een of ander tyd is elkeen 'n slagoffer. Elkeen kry sy beurt, elkeen kry sy dag, en met partymense gebeur dit 2 keer. Die Engels het 'n sêding, the postman always rings twice. Erger, die lewe het dit al oor en oor bewys, dat slegte dinge selfs in 3 kan gebeur. Dit is dikwels geweldsmisdadigers se modus operandi ook. Doen jou klein diefstalle en inbrake, aanhoudend, selfs op dieselfde plek, maar wanneer dit nodig raak om te moor, wanneer jy betrap word, stop na die 3de moord, want dan is die bure uiteindelik paraat, up and arms, soos wat die Engelse sê. Deesdae is dit egter as wie gemors nie meer omgee nie. Jy kan hulle maar vang, op heterdaad betrap, want hulle gaan in elk geval nie lank agter die tralies sit nie. En hoe weerloser die prooi is, hoe makliker kom hulle by die buit uit. Enige iets wat hulle kan verkoop, wat waardevol is in die huis, al is dit net 'n selfoon. Want nou is hulle mos in bendes. Jou groep bestaan uit 5 of meer. Carmen weet hoe hulle dink. Sy weet hoe hulle lyk ook meesal. Sy maak het haar besigheid om uit te vind wie die vyand is. As sy 'n tragedie kan verhoed deur betyds alarm te maak, of ten minste die slagoffer kan waarsku. Sy bel eerder die gewapende reaksie onnodig as te laat, en sy weet dat sy al meer as 1 keer 'n spanner in die wiel was, as sy in die middel van die nag skaduwees in die strate sien sluip of oor mure sien spring het. Sy slaap min, soms glad nie, maar toe val hulle tant Lelali helder oordag aan. Wat 'n magtelose gevoel. Wat vir Carmen die laaste strooi was, is die feit dat die moordenaars en inbrekers nie belangstel om gerehabiliteer te word nie. Misdaad betaal mos. Die kuns is net om nie gevang te word wanneer jy vat wat nie joune is nie. Rehabilitasie maak nie hulle situasie beter nie, want hier is nie werk in die land nie. En wie wil werk en sweet in die dag, as jy kan sweet van adrenalien en opwinding in die nag, terwyl die stank van jou slagoffers se vrees jou neusgate vul.
Carmen werk nie meer met misdadigers en polisiemanne wat dinge nie kan hanteer nie. Sy luister nou in die oggende na mense wat sukkel om nie elke dag dinge in die lewe te hanteer. Die leemtes wat gelaat word na die dood van 'n geliefde, wat nooit weer gevul kan word nie, of 'n kind wat onder boelies deurloop. Iemand met 'n slegte diagnose wat glo die lewe het sopas opgehou om goed te wees. Mense wat herstel na operasies. Terwyl sy eie skil vir die sou sê, dink sy weer aan Rian. Het hy gejok of gaan hy regtig vanaand by vriende kuier? Hoekom het hy so lank gehuiwer voordat hy geantwoord het? Het hy ooit vriende? Sy kan nie dink dat sy al 'n ander voertuig voor sy huis sien staan het nie. Maar dan aan die ander kant, hy bly ook nie lank hier nie, 3 weke maksimum. Dalk verkies hy dit ook om elke dag van sy lewe na sy eie alleenplek toe terug te kom soos sy. Miskien het sy ongeluk of siekte of wat ook al van hom 'n rolstoel afhanklike gemaak het, sy persoonlikheid verander. Hy is dalk so swartgallig met tye, dat mense hom stelselmatig uit hulle lewens gesny het. Want dan het hy beslis hulp nodig, van iemand soos sy. Was hy dalk tevore getroud? Sukkel sy vrou om die nuwe hy te aanvaar, nadat hy die gebruik van sy bene verloor het. Dit gebeur, sy sien dit in haar werk. Verwerping, maar dikwels is dit die stikkendes wat die heeles wegstoot. Wie weet, dalk moes sy vandag met Rian kennis gemaak het. Sy stap na haar sitkamer en kyk by die venster uit. Soos gewoonlik is daar geen beweging by Rian se huis oorkant nie. Hy is moontlik nog daar of dalk het hy alreeds gery na daardie vriende toe van hom. Dis kant van die straat loop 'n seun met 2 Rottweilers aan leibande verby. Of liewer, 2 Rottweilers loop met 'n tenger swart seun agter hulle aan. Hulle is waarskynlik op pad parkie toe, want by die volgende straat draai hulle regs. Net na die volgende 2 huise op linkerkant is daar 'n oop parkie. Daar is 'n hele paar swaaie aan lang toue. Daar is 'n ding wat in die ronde draai met dwarseisters waaraan jy kan vashou. Dan draai dit so vinnig en gaan op en af. En dan is daar 2 afglyplanke. Een wat baie hoog is vir ouer kinders en een met 6 of 7 sparretjies of trappies waar 'n pa of 'n ma die kleintjie aan die bokant kan vashou en seker maak dat hulle die oorgroeide grasperk aan die onderkant veilig kan bereik nadat hulle afgegly het. Dit is nie asof die stadsraad die gras gereeld sny en die plek in stand hou nie. Daar is heel wat hoë bome wat lekker skaduwees gooi in die parkie. Mense van die omgewing stap daarna toe en dan gaan sit hulle met hulle honde daar. Soms haal hulle die diere van hulle leibande af en dan kan die ouetjies bietjie hardloop daar. Dit is nou as daar nie ander honde-eienaars ook is nie of honde wat gevaarlik is nie. Die knaap met die Rottweilers sal waarskynlik die wysheid en insig hê om sy diere eerder vasgemaak te hou. Flippy loop langs die parkie verby, eers aan die oorkant van die straat. Hy gooi 'n oog in daardie rigting, nie omdat hy die 2 honde in die parkie wil gaan loslaat nie. Hy kyk of daar nie ander mense met diere is nie. Ouma se honde is nie baie vriendelik met klein skootsittertjies nie. Daar is mense onder 2 van die bome, 'n man en 'n vrou met poedels. Gelukkig is die poedels ook aan leibande. Onder die ander bome sit 'n klomp seuns en jong manne. Meeste van hulle lyk ouer as hy. Seuns van alle rasse. Dit lyk asof hulle vreeslik goed oor die weg kom. Hulle rook saam, hulle rook iets met gloeilampe en dan lag en gesels hulle. Eenkeer het Buffalo sekuriteit se mense daar langs die parkie gestop. Toe steek hulle die gloeilampe haastig weg. Daardie dag was die honde nie saam met Flippy nie. Hy het van die skool af teruggekom, sy swaar tas op wiele. Hy het op een van die swaaie gaan sit om te probeer agterkom waaroor Buffalo se manne en die ouens nou stry. Die ou van Buffalo het geraas en die woord drugs gebruik. Nee, het die belhalm van die groep uitgeroep. Ons chill net hier, man. Dis jy nou 'n racist of wat? Moet julle nie nog in die skool wees nie? Het die man in die uniform gevra. Die skool is uit, man. Kyk, daai Mishu mannetjie wat daar op die swaai sit. Hy kom ook nou net van die skool af.
Wel moenie dat ek julle vang nie. Terwyl die polo-karretjie van Buffalo wegry, het die atmosfeer skielik verander en die ouens het vloekwoorde agterna geslinger, wat Flippy van die swaai laat aftuimel het en hom haastig huis toe laat spander het. Ons praat nie van jou nie, onnosel, ons praat van daardie racist. Nou is die klomp weer daar. Flippy wil net by die volgende straat regsdraai en met die lang slap blok terug gaan huis toe, toe hy mense agter hom en die honde hoor. Die honde begin omkyk en grom woedend. En toe is 2 van die parkbende se ouens voor hom. Die jong swart ouetjie met die geel peroxide hare en langs hom staan daar 'n wit ouetjie met swart hare. Beslis ook met die hulp van 'n bottel of 'n buis van soorte. Mooi honde, byt hulle, vra die een in Engels. They shall bite if you looks for trouble with them, antwoord Flippy in sy sukkel Engels uit die Vrystaat en hou sy hand paaiend op die groot rond van die 2. What you want from me? Man, ons kom in vrede. Ons het net 'n probleem. Devin se oupa het hom per ongeluk uitgesluit by sy huis en as hy later moet huis toe gaan, sal hy nie kan inkom nie. Ons soek iemand wat klein en maar genoeg is om by die honde deurtjie in die kombuis in te kruip en vir hom die plek van binne af oop te sluit. Ja, iemand wat ons kan vertrou. Iemand soos jy. Nog 'n ou liggehand. So by the way, ek is toe Devin. Pepper was altyd ons ou, maar Pepper is nou bietjie aan die dik kant. Hy sukkel nou om by 'n gewone voordeur in te stap. He. Hy wys na 'n swart ouetjie wat daar een kant staan. Pepper is so lank soos hy wat Flippy is, maar al is Pepper nie regtig oorgewig nie, dra hy beslis 'n paar nommers groter broek as Flippy. Hoe was Pepper julle man? Hoeveel keer sluit jou oupa jou uit? En hoekom? Wat het jy gedoen dat jou oupa vir jou kwaad is? Kan jy nie maar net klop, dan maak hy vir jou 'n ander deur oop nie? Vra Flippy. Nee man, niks sulke dinge nie. Sy oupa's nie kwaad vir hom nie. Sy oupa's net nie vanaand daar nie. Hy sê ouma het Alzheimer's. Daai ding van die ou mense en dan vergeet hulle mos van ons. Toe hy gaan bingo speel by die kerk en hy het vergeet om vir Devin 'n sleutel te los. Nou kan Devin nie by sy huis inkom nie. Dit is sleg. Flippy voel hoe sy maag op 'n knop trek. Hoe oud moet 'n mens weet om jou kleinkinders van Alzheimer's te laat vergeet? Hy hoop nie hy word ook eendag deur sy ouma vergeet as sy dalk Alzheimer's getref word nie. Dit sal baie sleg wees. Wat sê jy? Gaan jy ons help? Ek het al soveel wanneer ek jou sien gedink, yes, like, dit is 'n nice ouetjie daai. Ons kan nogal met hom vriende word. Wat is jou naam? Flippy Skeepers. Jessie Flippy Skeepers, is ons nou bly om jou te ontmoet. Jy moet asseblief party daar by ons kom sit, as jy van die skool afkom en lus het om te chill hier in die parkie. Dis nou as jou ouma nie vir jou gaan wag met broodjies en melk nie. Dit doen iets aan Flippy. Hy is vreemd in die groot stad. Hy het nog nie veel vriende, of hy het eintlik nog geen vriende hier in die omgewing gemaak nie. In die Vrystaat was hulle almal vriende by die skool. Ouma se dogter en haar man bly nou wel in die woonbuurt net langs hierdie een waar hulle nou is. Hulle het 2 dogters van so byna sy ouderdom. Hulle is in dieselfde skool as die een waarin hy nou gesit is. Hulle is gaaf met hom by die skool en hy sit baie pauses by Inge en haar maats. Maar my ses het mos maar hulle eie dinge om oor te praat. Hy sal wat wil gee om 'n paar seunsmaats ook te ontmoet en te kry. En as dit ouens is wat selfs 'n paar jaar ouer as hy is en in dieselfde blok as hy woon, kan dit nogal goed wees vir sy eie image. Ons is nie haastig nie, antwoord Swartkop Devin. Jy wil seker eers die honde huis toe neem. Ja, ek moet beslis die honde huis toe neem en 6 uur gaan ek en my ouma eers eet. Daarna sal ons seker bietjie televisie kyk. My ouma gaan nie daarvan hou as ek in die nag rondloop nie.
Nou, wys man, jy is mos nie meer 'n klein seentjie wat opgepas moet word nie. Wat van jy slip vanaand uit, dan gaan loer jou ouma kort in jou kamer of jy nog daar is. Nee, as ek nagsien gaan slaap, dan los sy my gewoonlik uit. Cool, bra! Dan sien ons jou so 9 uur by die parkie, en trek maar iets swart aan, swart baadjie met 'n hoodie, as jy so iets het. Dis nie beter as ons voor die tyd eers 'n bietjie in die park wil uithang. Die ouens van Buffalo like mos niks van ons jong ouens nie. Goed, 9 uur, sê hy. 9 bells, ciao bra, sê Flippie se nuwe vriende, en hy stap met soveel ligter tred in sy voetstappe huis toe. Hy sien uit daarna om sy nuwe vriende te gaan help. Word vervolg.